17 Maart 2025. Hierdie is een van daardie video's van my oor die boere moet dink. En hierdie is 'n ding wat ek al vir 'n hele rukkie oor sit en top en so. En ek voel net, miskien moet ek nou my opinie oor hierdie ding van boer en Afrikaner beter uitlig. Daar's 'n baie groot debat oor boer en Afrikaner en sulke dinge, en daar's ouens wat baie emosioneel oor die hele saak raak en aggressief raak oor die saak en so. Maar daar's 'n paar realiteite en 'n paar basics wat ons moet na kyk. Fundamentele dinge. Die eerste belangrike ding om te verstaan is dat die boer en die Afrikaner wat ons nou so van praat, het basies dieselfde voorouers. En die verandering het in die Kaap gekom met die groepering wat weggeskuif het na die Oos-Kaap toe en so, en wat later die voortrekkers geword het in dit. Hulle en daardie wat ons nou noem die Afrikaners wat in die Kaap agtergebly het, hulle is baie dieselfde. Maar nou is dit 'n bekende wetenskaplike bewyste ding dat plante en diere, mense pas aan by hulle omstandighede en dan gebeur daar subtiele veranderingkies en so. Dit is maar die normale ding van evolusie. En ek is nie 'n ou wat sê mens kom van die ape af nie, man, maar daar gebeur evolusie in plante en in diere afhangende van omstandighede waarin hulle bevind. Daardie boere het vanweë hulle spesiale omstandighede het hulle selfs 'n genetiese verandering ondergaan. En een van die eienskappe was dat die boere het groot mense geword, fisies groot mense. En 'n ander ding wat ek by Witswys gehoor het is dat die boere was eintlik super vrugbaar gewees. Nou, een van die grootste dinge wat hierdie fisiese veranderings in hulle teweeggebring het, was hulle dieet. Want hulle was by uitstek vleisvreters. Omdat hulle getrek het die hele tyd met hulle vee, het hulle nie oeste ingesit en so nie. So graanprodukte was skaars by hulle. En hulle het hoofsaaklik vleis geëet. En, meer belangrik, hoofsaaklik wildsvleis geëet, want hulle wou nie hulle vee slag nie. So, daardie omstandighede het veroorsaak dat daai boere verander het. En Wits se boek en Let's Pretoria se boek, daai twee boeke gee vir jou 'n baie goeie agtergrond en geskiedenis om vir jou te help om te kyk waar hoort jy in die boer deel of in die Afrikaner deel. Nou, daar's baie gepraat al oor die boervolk hierdie, ek het dit van die begin af gesê, ek is nie te vind vir die boervolk idee nie. By my is die boer 'n stam. Die groter boervolk is versprei oor die westerse wêreld. En daar's boerstamme reg oor Europa, selfs in Amerika, af tot in Suid-Amerika, van Wes-Europa af deur tot 'n deel van die ooste van Europa en af met die Kaukasus tot selfs in Iran. Orals daar sal jy boer kry, gespel met die B-umlaut AR. Dis die meer internasionale term daarvoor. Maar die feit van die saak bly, daar is 'n verskil. Nou in Suid-Afrika het ons met die ongelukkige setup opgeëindig, dat van na die 1900, so by 1905, daar rond, het daar 'n baie sterk veldtog in Suid-Afrika begin posvat om hierdie Afrikaner identiteit te skep. En ongelukkig het die Afrikaner komponent, wat eintlik, die Afrikaner was nooit 'n nasie of 'n volk of 'n tribe op sy eie nie, nooit. Hulle was nooit onafhanklik nie, hulle het nooit onafhanklikheidsstrewe gehad nie, niks van daai dinge. Hulle was happy om onderdane van die kroon te wees. Hulle het onder die
Hollanders geoperate en toe onder die Engelse en nou onder die ANC. Hulle operate hoor. Hulle operate, maak nie saak wie is die gesag nie. Die boer aan die ander kant het sy hele ontstaan en bestaan gehad as gevolg van sy onverskrokke dryf na onafhanklikheid, selfstandigheid, selfbeskikking. En dit is 'n groot ding. Maar nou wat gebeur het, en veral na 1945, die Nasionale Party het daardie kampanje verskriklik hard gedryf van Afrikaner. En ek kan verstaan hoe hulle dit gedoen het, want hulle wou die getalle opmaak, om daardie Afrikaner blok dan 'n beter voetspoor te gee, kan ek noem. Maar wat nou gebeur het in die praktyk? Omdat hierdie Afrikaner in wese 'n kroononderdaan is, het hy nie sy eie kultuur nie. So, toe expropriate hulle die boerkultuur en hulle verander dinge aan die boerkultuur om dit dat te laat lyk na 'n Afrikaner kultuur. En daardie proses, dink ek persoonlik, dit was 'n gemeene fucking ding wat hulle gedoen het. As die Afrikaner die houding gehad het, dat hy die boer erken vir wat die boer is en vir die bydrae wat die boer tot hierdie konglomerasie, wat hulle Afrikaner noem, gebring het en die boeridentiteit gerespekteer het en die boeridentiteit erken het, sou ons nie die probleme gehad het wat ons vandag het nie. Maar die bliksems het die boeridentiteit probeer uitvee en hulle het boerkultuur geskaak en aan die wêreld verkoop as hulle kultuur. Nou dit was nie 'n goeie plan gewees nie. Want daardeur het hulle nou veroorsaak wat ons nou is waar ons vandag is. Hier is werklik boere wat fokol van Afrikaners wil weet en ek is een van hulle. Ek wil fokol van hulle weet. Maak nie saak hoe klein is my tribe nie. Ek worry nie eers oor die nommers nie. Ek is nie gepla oor daai nommers nie. Want my boeridentiteit is vir my belangrik. En ek wil dit in my kinders oordra en ek wil dit aan my kleinkinders oordra en ek wil hulle verduidelik dat hulle moet trots wees op die feit dat hulle boere is. Hulle is nie fucking Afrikaners nie. Nou luister ek na die gesprekke wat nou aan die gang is. Nou sien ek 'n onding wat hier uitbroei. Al die tyd van 94 af was daar altyd gesê dat dit die boere dryf vir selfbeskikking en vir onafhanklikheid. Hulle wil op hulle eie wees. En dit het hulle gestry. Hulle het geveg vir dit. Nog nie werklik gefight nie, maar hulle het dit gestoot like hell. Dit is 'n kenmerk van die boer. En die Afrikaner was happy met die bestel solank hulle kon operate en function daar en geld maak. Maar nou is dit 'n feit dat die Afrikaners, daar's 'n klomp clever ouens tussen hulle hoor, baie clever ouens. En daar sê ek nie die Afrikaners is per se slimmer as die boere nie. Maar die boer het mos hierdie karaktereienskap van hy is baie meer gefokus op homself en sy familie en so. En hy steur hom nie regtig in die politiek en daai dinge nie. Die Afrikaners aan die ander kant, hulle is polities baie aktief en uit die aard van die saak is hulle ook baie aktief in die handel en industriële deel van die ekonomie. Daarby sê ek nou weer nie dat daar nie 'n boere is wat daar is nie, wat in daardie sektore is nie, daar is boere. Daai dae van 'n boer as 'n landbouer is vir lank al verby. Maar nou ja, maar die Afrikaners is goeie organisers. Hulle kan organise. En as jy kyk na die burgerlike bewegings wat hulle opgestel het en so, dit het vir hulle 'n baie groot voetspoor gegee en vir hulle prominente teenwoordigheid gegee. Alhoewel 'n moerse deel van hulle lede en lidmate en so is boere. So die boere het 'n belangrike komponent van hierdie goed van hulle. Maar hulle gee nooit erkenning aan die boeridentiteit nie.
Oral waar hulle praat op die internasionale platform, so hulle dis altyd net Afrikaner, 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 Afrikaner. Hulle noem nooit boer nie. Ek meen, daar was tot op 'n stadium is daar 'n klomp sotte wat probeer het om praat van die Anglo-Afrikaner oorlog. My fok, wat is dit? En daai soort ding wat hulle doen, ek meen, ek hoor hy Ernst Roet praat van die Afrikaner gelofte by Bloedrivier. Fok, waarvan praat hy? Maar dis wat hulle doen. Dis hulle way. Nou sien ek 'n baie gevaarlike ding besig om te ontwikkel. Ek is van opinie dat hierdie Suid-Afrika gaan uitmekaar uitdonder. Hy gaan balkaniseer. Weer in 'n klomp kleiner republieke en kolonietjies of whatever jy dit gaan noem. Ek weet nie wat die uiteindes alles gaan wees nie, maar dat hierdie unitêre ding gaan uitmekaar uitdonder, want hierdie ANC kan dit nie aan mekaar hou nie. En dat het mooi 30 jaar gevat om het so op te fok dat dit nie meer gerepair kan word nie. Nou hierdie uit mekaar brekery gaan veroorsaak. Kom ons praat van byvoorbeeld Zululand. Die groter Natal gaan wegbreek van die Republiek af. En Natal bevat 'n klomp grond wat erkende histories bewese boergrond is. Maar omdat die boer relatief eilbevolk is, versprei oor die hele land, is daar nie 'n manier dat hulle in daai Natal, in 'n sektor ergens, die meerderheid kan wees nie. Nou, daar is die regdenkende Zulus, meer konservatief ook. Hulle is 100% bewus van wat is boergrond hoor. Hulle wil ook nie die boere weggee nie, want soos een van my direk gesê het, ja, ons wil nie die boere weg, as die boere gee pad, is vrek ons van die honger. En hulle weet wat, hy sê van ons weet wat is die boerland, ons konings het met hulle deals gemaak, die kaarte is daar. Nou, so die boer tribe, gaan aanspraak hê op stukke, in daardie weggebreekte Natal. En daardie aanspraak gaan gebaseer wees op geskiedkundig bewese feite. OK, dit gaan 'n proses wees en sovoorts, maar die nekery wat ek sien, onthou hierdie Afrikaners, hulle het fucking niks in hierdie land wat hulle kan sê is hulle grond nie, want hulle het nooit grond besit nie. Dit was die boere wat grond besit het. Dus die boere het grondgebied gehad het. Of was boererepublieke oralsters. Daar was nooit Afrikaner republieke nie. So, breek Natal weg en die inwoners van Natal kom onder mekaar ooreen en tot vergelyk oor boergrond en daai dinge, dan moet julle nou mooi watch. Die Afrikaners gaan daar instroom na daardie boergrond toe, en voor die boere die kak uit hulle oë uitveeg, maar die Afrikaners daai grond beheer en die boer weer relegeer na 'n niks beduidende minderheid nie. Dis hulle manier, dis hoe hulle werk. En dit is 'n vrees vir my. Ek is absoluut oortuig dat dis wat hulle gaan doen. Want jy moet verstaan, in hulle genetika loop daai colonizers bloed van daai kroon wat hulle aan onderdanig gebly het deur hulle lewens. So hulle sal daai boergrond in 'n onafhanklike Natal, hulle sal daai boergrond annexeer. Nie regtig annexeer nie, hulle sal nie kan doen nie, want die sentrale Natal regering sal hulle opfok, maar hulle sal die boere weer gaan onderdruk in boergrond. Ek het dalk heeltemal van my fucking trollie af om hierdie goed te sê, maar ek sien sulke tekens. Luister na daai Ernst Roets, luister mooi. Groot fucking solidariteit Afriforum voorsanger gewees vir al die tyd, waarin hy self verkondig het hoe anti-nasionalisme hulle is. En nou kry hy ligtyd by Tucker Carlson, en hy praat fokol van die boere, praat net van Afrikaners. En dan luister ek na sy gesprekkies. Hy begin nou praat van selfbeskikking. Boere, julle moet aandag gee aan dit. Hy verraai hulle voor 'n plan, klaar. Nou skielik begin hulle van selfbeskikking praat. Nou begin hulle verwys, Afrikaners begin verwys na 235.
Ek sê vir julle, as die land opbreek in stukke, daar is boergrond, wat erkende boergrond is, waarmee die swart bevolkingsgroepe, hulle het nie probleme met dit nie, hulle besef dit, hulle weet dis die realiteit en dit kom uit hulle konings, onder hulle konings se hande is daai goed gedoen. Hulle ontken nie die bestaan van daai goed nie. Daar's praktiese realiteite wat sal moet gebruik word. Maar die kern is, hulle weet wat is die boergrond en so. En ek sê vanaand vir julle moet baie mooi watch. As byvoorbeeld Natal erkenning gee aan die boergronde, gaan die Afrikaners daai gronde annekseer. Nie annekseer nie. Hulle gaan daar instroom en beheer vat oor daai gronde. En die boer gaan weer in die short end kom. Dit is die realiteit. Ek mag heeltemal van my trolley al wees. Nou is ek seker maar. Maar dis wat ek sien. Ek sien mos nou kak man. Kyk nou soos hierdie strand wat nou vanoggend op nuuspot is. Afrikaners is geen slagoffers nie. Hy fokker daar van Noordwes Universiteit wat dit sê. En dan hierdie ander fokker, ek kan nou nie sê om ons sy bakkies herken nie. Vra, is dit 'n sonde om 'n Afrikaner te wees? Fok, ek so smile maar ja, ek gaan nie baie hoe dit gaan nie. Feit van die saak bly. As hierdie land uitmekaar uitbreek in stukke, balkanies soos ek gesê, moet julle verstaan, daar is sekere boergronde wat sonder baie moeite erken sal word as boergrond deur die stamme, deur die nasies. Natal bijvoorbeeld, deur die Zulus. Hulle weet baie goed wat is die boergrond. Hulle weet. Hier in Mpumalanga, die Swazi konings en so, het grond vir die boere gegee, nie vir niemand anders, vir die boere. Die deals was tussen die boere en die Swazi koning. Dit is hoekom daar's roemers wat loop, dat as Natal gee pad uit die Republiek uit, wil hulle hierdie stuk van Mpumalanga saamvat, die ou Oos-Transvaal. Want dit is Swazi grond. Die Swazi koning het 'n grondhuis ingesit teen hierdie grond. Hoekom het hy die grondhuis ingesit? Want hy sê, dis boergrond daai. Nou wil die ANC dit steel. Nou wil hulle dit terug hê. So, daar's baie sulke dinge aan die gang. Maar op die einde van die dag, is dit elke keer, dit wat ter sprake is boergrond. Nie Afrikaner grond nie, boergrond. En ek sê vir julle, my vrees is, die boere kry daardie gronde van hulle, onder hulle beheer, die vierkleur wapper, en die fucking Afrikaners gaan daar inkom en dit vat. Hoor wat ek vir julle sê. Nou kan julle die bliksem en mees vir my, soos julle wil, skryf het in die kommentare, whatever jy wil. Dis wat ek sê, want die boer nou beter fucking mooi vooruitkyk, en nou onder mekaar begin praat oor hoe dit donder gaan hulle self verdedig teen die Afrikaner. Dit moes nooit nodig gewees het dat ons moes verdedig teen die Afrikaners nie. Dit moes nooit nodig gewees het, maar hulle het gewetenloos die boerkultuur gesteel en hulle eie gemaak en die boer se bestaan en die identiteit misken, ontken en geïgnoreer. So, die kak kom van hulle kant af, nie van die boer se kant af nie. Want die boer het deur die eeue gewys, hy kon 'n goeie buurskap met almal geleef. Ja, hulle het hulle oorlog gehad, dan is dit verby en dan maak hulle vrede en dan leef hulle in vrede saam. Maar hy koloniale bloedjie, wat in hulle fucking aardkies ingedruk is, net soos wat die boer sy genetika verander het, in die Oos-Kaap, met sy vleisvreterye en goed, is dit in die Afrikanerse genetika, die Engelse onderdanigheid aan die kroon in sy bloed ingedruppel. Dis hoekom hy nou nog is wat hy is. Hy's 'n kolonis. Wat is daai regte woord daarvoor? 'n colonizer in sy bloed. En hy sal die boergrond kolonise, hoor wat ek vir julle sê. In die case. Ek moes hierdie ding op skrif gesit het. Geef my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning.